Die nuwe Vent Ideal, nee. Right, hy's niet. Hy lyk miskien nog dieselfde, maar hy is nie meer dieselfde nie. So ons het hom gister van binnekant af deurgewerk. Nou gaan ons hom bietjie van buite af kap. Ek praat met Frans, check bietjie hierso. Frans, hoe lyk dit? Lekker by jou kant. Nee, doodstil rustig. Lekker Nampo vandag, lekker besig. Praat jy, nee. So hier staan my MY26 Ideal wat ons gister so vandag na verwys het. Ons is op sy voorkant want sy Lightning package is geupdate. Ja. Het hy nuwe oogies gekry? Die 8 liggies bo 4 aan die kant, bo op die dak. Die voriges was 2000 lumen, ek sit nou op 4500 lumen per lig. Die Kan hy nog kan vorentoe gaan met daai klomp lig? Miskien blaas hy hom agtertoe. So hy het nooit probleme gehad met sy ligte nie, maar hulle het besluit dit is dalk beter of tyd om te upgrade. Had ek beter kan sien my kind? Ja, net so. In totaliteit sit ek met 22 ligte op hierdie ouetjie. Ja. So Lightning is daar. Uitstekend. En die nice ding is daar alles LED, so ek is ook nie meer ge-worry dat die bulbs blaas en daai tipe van goed nie, nee. Net so. Jy weet die LED's maak dit ook. Hy maak 'n wit lig wat deur die stof skyn. Dis nie soos 'n gordyn met 'n gewone halogeen lig wat jy nie kan sien nie. As ons so kan omkom, dan hardloop ek ons gou net deur die upgrades. Net so voor ons by daai kom, Yes. nee. En jy kan my nou al die upgrades wys hierso, nee. So, ek meen, die Ideal was 'n redelike uit 'n innovasie oogpunt uit 'n nuwe manier van stroop en al daai goeders, nê? En met alle nuwe goed kom ons nou maar groeipyne en al daai dinge. Is hierdie ene nou die wat hulle al die groeipyne uitgesort het, is hy nou reg? Hy is reg, weet jy het nou gesê ons het die nuwe stroper gelaunch en jy weet soos ek weet Europa het nie stof nie en toe ons in Australië hulle gelyk launch in 2019 toe is daar maar maracas. Dit so en ek het nooit weggehardloop vir dit nie, ek het nooit vir my kliënte weggehardloop nie. Daar's griespunte ingesit, daar's bearings geupdate op die stelsel. So nee wat. En ek sê nog steeds nie, hy kom nie uit die hemel uit nie, 'n stroper is 'n besige masjien, daar is baie bewegende deeltjies, maar hy's baie beter. Okay, vertel my 'n bietjie wat het hulle alles ge-upgrade op hom? As ons van voor af begin, het hulle 'n cyclone ingesit wat al die stof uitsuig voor in die nek. Dit is maar net om jou stof uit te suig uit die sluk uit vir jou stof op jou venster. Die nek self het gegaan van 3 ketTINGs na 4 ketTINGs toe. Die vraag sal wees, hoekom dit? Die 2 ou boete, die 9 en die 10 het 4 ketTINGs gehad altyd. Ja. So tussen die 3 ketTINGs sit hulle kort slats, kort op mekaar, so die voeraksie is baie meer egalig. So hy vat hom bietjies. Ja, maar dit op die ou end is dit 'n baie meer egalige voeraksie wat hy het. Die nek self is geupgrade, alhoewel hy nog 6,5 ton kan optel. Hy's baie versterk, baie versterkings binne ingesit. So hulle het werk gemaak aan dit ook. Maar dis nie iets wat ooit moeilikheid gegee het hierdie moeilikheid gegee so, nie. dit was net 'n ding van okay. In Canada met die 60 voet tafels het 60 voet 18 meter. Yes. Het dit maar gepla dat hy ek wil amper sê half getwist het, so hulle die hele reeks van 'n 7 tot 'n 10 het nou dieselfde nek op wat versterk is. Uitstekend. Kyk, jy kan nooit te sterk gaan daar nie, nee. Hierso het hulle vir ons nuwe safety shields opgesit, veiligheidsdeksels as jy wil. Ja. Ek mag dit nie hard sê nie, maar by ons lê hulle gewoonlik in die stoor, die ouens haal dit af. Dis gewoonlik waar hulle opeindig, nee. Want jy kan nie by hom kom nie. Groot verbetering, ek bestel al die masjiene met 'n highware package. Ja. Uit die fabriek uit was die highware package deel van die chassis, dit was ingeweld. Ons het baie vinnig agtergekom op die 23 masjiene, hy sluit maar deur. So op die nuwe masjiene, ek gaan nou nie daar wys nie, maar hierdie boute wat hierso sit, wat jy alles sien en daai, dit is waar die highware package hierdie boute en daai daarbo, dis waar die highware package dan nou vasbout. So as daar iets sal gebeur met die masjien of jy moet dit vervang, kan jy hom afbout en terugbout, 'n nuwe een terugbout. So dit maak dit nogal redelik baie cheaper en mannekrag baie minder. En jy weet wanneer breek die ding nooit is in die stoor staan nie. Dit is presies daai op 'n Vrydagmiddag. Dan is dit so. Ons het nou gister deur die Cyclone Plus gehardloop. Hierso
is En die vir die groot... wat julle wat wil weet, gaan kyk daai video, dan gaan jy mooi sien hoe haar werk die binnekant van 'n Fendt Ideal. Daai lang routers wat daar lê, sif en al die goed, dis baie cool. So hierso het hulle dan die suikeraanboesjes aan die buitekant gesit waar dit altyd aan die binnekant was, hierdie blinkplate. Ja. Maar dit bring mee dat ons die sif kom breër maak. Kyk hierdie min spasie tussen hom en die chassis. Die chassis het presies dieselfde gebly. Ja, So- en dis nou daai wat jy nou vir my gister gesê het wat hulle toe nou die Ja. sif bietjie breër kon maak en 'n bietjie kon speel met hom. En dis daai wat jy my huiswerk gegee het gisteraand oor die sif oppervlakte. Ek luister. So ons was op 7.4 vierkante meter siwe onder wind control, onder Ja. windbeheer. Ons is op die oomblik op 9.05 het hy gespring na Liewe ouers. met hierdie ou. Sif oppervlakte onder windbeheer. As ons gaan na graanpan toe, was ek op 4.9 meter. As ek sê graanpan, totale graan oppervlakte, skeidingsoppervlakte. Ja. 4.9 meter, ek staan op die oomblik op 6.8 meter. Yes. So dit is 'n aansienlike So jy het genoeg surface areas soos Ja. wat hulle sê, né? ja. En Verduidelik my, sorry, ek val jou in die rede. Ek kan nie mooi onthou nie, nee, my geheue is maar 'n bietjie swak, nee. As jy nou hierdie stuk belt hierso nou kyk, nee. Hierdie is die aandrywing van die ek neem Tafel. aan van die tafel en goeders. Wat is die hydraulic motor voor? die hydraulic motor as die tafel sal vasdraai, maar reverse om die hydraulic motor O, om hom okay. los te maak. Ek Hy het, mos as hy draai mos nie vas, hy gooi mos nie goed na die buitekant toe. hy doen maar as Jafta bietjie te haastig is dan hy het ook maar sy limite. hy loop bietjie verder, maar as jy vir hom verniel dan sê hy ook nee, ek wil nou nie verder nie. So nee, die routers kan ook hidrolies terugdraai. Selfe konsep, hy draai maar net op die radkas om los. Wat jy dan doen, jy sak die konkawe, jy reverse eers jou slack en jou Ja. sluk in jou tafel en dan reverse jy nou maar jou routers uit hom uit. Hy repairs is aan lyn, nee, hulle laat nie vanuit die cabs uit klip. Niks. Daar's 'n opsie dan in Europa wat jy die tafel kan aan en afhaak met 'n knoppie uit die kajuit uit, sonder dat jy PTO's insit, sonder dat jy hydraulics doen. Maar dis 'n Maar nou 300 aan die ander kant, ek laat ook nie in hy koue uitklim nie. Ja, dis bietjie anders as by ons. Right. die- Maar verduidelik my wat nog. Dis nou moeilik om hier in te kom. Die chopper se voer, daar sit 'n groot stainless steel plaat van 3 mm dik. Ja. Aan die agterkant selfs stainless steel plaat met 3 mm dik met 5 boutjies vasgemaak in plaas van 3. Daai ouetjie, die een wat jy nou opkyk, Ja. hy was lief om af te breek en dan's al daai goed in die lemme in en dan sit 'n gereedelike in Duitsland noem hulle hom katastrofe. Ja. So dan is dit 'n redelike gemorsie. Sê vir my, soos ek dit reg verstaan het, veral op jou 9's en jou 10's waar jy baie meer materiaal het wat deurgegaan het, nê? Het die ouens baie keer gekry dat jy materiaal vloei deur die stroper nie heeltemal gewerk het soos hy moes nie op die eerste modelle wat ek Ja. by die, dis wat ek by boere gehoor het. Yes. Nê? Is dit iets wat hulle ook aangespreek het op hierdie ding? Om dit vir jou te wys, moet ons nou ongelukkig hier agter inklim. Ja, of ons kan na daai ander ding toe gaan. Nee, dit is nie by die ander ding nie want dit is te moeilik. Nou kom, ons het, ja, gooi. So deur die hele masjien is transport wyns ingebring. Hier sit hulle. Dit is my om hom te help om uit te werk, so die goed en aan die binnekant as jy nou mooi sal sien, sal jy hulle punte sien aan die bokant. Daar sit Ja. ene. So aan die voorkant word hulle vasgebou Dis en die- nou baie mooi. Dis ja, aan die agterkant is hulle nou maar so want die wear obviously is hier baie minder want hy val net uit. En kan jy glo dat dit so 'n maklike oplossing was? Want eintlik is dit net, hey, kom ons direk net bietjie die goed Kom waar ons ons help gaan. maar net die goed. Kom ons gee hulle net 'n bietjie Agtertoe. rigting, né? Ja. Moet vir hierdie transportwyns vir die regering gee, laat hulle net bietjie kan Bietjie rigting kry. bietjie kan rigting kry. Wat ook bygekom het, die auger is langer, dis my large auger. Ja. Maar as jy op die punt kyk, het hy nou, ons noem dit 'n pivoting spout. So in die kajuit kan jy dan nou sit en jy kan Dan hou jy jou lyfkuil vir Kerwin. ja, jy kan die graan waar hy ontlaai, kan jy dan nou skuif van die joystick af. Is nie van knoppies nie, sommer lekker maklik. As hy teruggetrek is en jy vat daai punt waar hy gooi en jy skuif hom soontoe waar hy gooi is 1.8 meter. Dis my lengte, nie my breedte nie, my lengte wat hy kan skuif. Alhoewel ek en jy bly naby is met hulle twee, né? Ons moet dan die Big 5 se
se naam gestaan doen, hè. So, nie alle grappies op 'n stokkie. So, baie keer is die spoorverkeer, is die tafelkar, die tapkar te ver of te naby, en met hom kan jy hom net Nou hoef jy aanpas. nie meer te worry oor 'n competent tapkar drywer nie, jy Presies sort waar dit jy hom maar wil uit met 'n auger. Die laaste punt, chopper is geupdate, is 'n high-wear chopper, dikker lemme, dikker slaanhammers. Elke wat hier binnekant, daar is. Hy sit nou hierso, ja. Yes, ek sien hom van hier af. Yes, nee, maar nou lyk hy 'n proper hamer nie, hoor. So nee, ag, weet jy, die shaker bushes het ons nog nie oor gepraat nie. Die shaker bushes het in die laboratorium 'n aantal ure gehardloop, baie ure gehardloop om dit te upgrade. Ek het 'n probleem op dit gehad. Weet so die goed wat aangespreek moet word aangespreek. Sê vir my die werking van die stroper, nee, want okay, nommer 1, ek dink hy het mos ook hy MAN engine, Ja. nee. Hy het dieselfde engine in as die 1050, 12.4. Nou ons weet mos nou daai goeders is nou as dit kom by dieselverbruik is daar nou nie veel wat hulle kan klop nie. Nee. Ja. Maar in terme van die werking van die stroper, nee. Wat maak hierdie twin lang router? Okay, jy kan definitief sê jy die langste een op die mark. Definitief. Nee. Wat maak hom nou anderster as die gewone threshing systems dan buite? Omdat hy so lank is, die routers, dit draai alles maar om oor die routers. Omdat die routers so lank is, my graanhantering is meer egalig, meer gentle, sag O, hy hanteer werkend, hom saggies. saggies. Dis Hy hoekom hoef net elke derde omwenteling 'n pit uit te ja, slaan, nee. dis hoekom die saadouens met die sojas dan sê hulle vir die kliënte, maar julle het die goed gesif. Ons sê hulle, ons het nie, kom kyk, daar is nie eens 'n sif op die plaas nie. Omdat hy so saggies met hom werk, daar is nie meganiese vibrikasie op die pitte, op saadmielies nie. So dit is jou eerste voordeel wat jy het, weer eens omdat hy so lank is en omdat hy saggies met hom werk, dieselverbruik is minder, liter per hektaar fisies minder. En dan die engine hardloop op 1900 engine revolusie, soos ons gister gesê het, dit dra verder by, en dan rygerief uit die kajuit uit, die operateur is baie meer reluctant is nou die woord, maar nou soek ek die Afrikaans, hy wil baie graag meer in die cab sit as wat hy buite kan sit, want dit is vir hom gerieflik gemaak, veral die met die ideal drive. Hy is om uit te klim. Ja, hy wil nie uitklim nie. Ja, maar ek wil ook nie uitklim in die aircon uit nie. So nee, dit is regtig, dis 'n fenominale masjien. Ek het nou 'n ding gekyk op YouTube somewhere. Nee. Wat die ou sê vent teenoor ander trekkers, nou ek dink trekkerstropers, is dat hulle baie meer tyd spandeer het om die operateur langer ure in die cab te laat sit sonder om moeg te word of rugpyn te kry of daai goeders. Is dit iets wat hulle actually of was dit dan net daai wat Nee, dit is enige venproduk is agronomies ontwikkel rondom die operateur. So jy sal sien byvoorbeeld dis waar die ideal drive vandaan kom met die joystick. Ja. So hulle het gevind as jy die heel dag vorentoe agtertoe en met die stuurwiel dit moet doen, hierdie skouer werk 70% meer as hierdie skouer. So dis waar spesifiek dit waar ideal, jy sit daar, jy sit jou twee voete op die joystick en op die pegs en jy ek het party ouens wat sê hulle fly by wire. Luister jy, en dan my oog vang nou die ding, nee. Raikart Green Fit. Wat beteken dit? Green Fit is 'n stelsel wat van Duitsland afkom wat ek in die trekker installeer. Dan sit jy vir hom John Deere se skerm in, jy sit vir hom John Deere se geelboy, die receiver op die dak. Ja. En hy manipuleer maar die trekker en die stelsel om vir die John Deere stelsel te sê ek is nou 'n John So Deere. is 'n translator. Ja. Nee. So die kort en die lank is dan kan hy op die AB lyne van John Deere hardloop. Obviously is hulle nie baie mal oor die idee nie, maar Ja, kan dink. Dit So is- wat hy maak is hy maak Duits-Amerikaans praat en Amerikaans-Duits praat. vice versa, gou. Uitstekend. Dan kan ek dit op alles sit. Jy kan dit op enige wieltrekker sit, enige trekker sit. Daar is bietjie limitations aan die wielkant wat dieptebeheer aanbetref, maar as ons gaan na 1050 toe wat die stelsel op het, dan pla dit nie as hy nie dieptebeheer het nie, want die meeste ouens het sleep implemente So op dit hulle. beteken dan kan ek my John Deere se stelsels, jou Ravens, jou whatever ook al hê, op die einde van die dag hulle laat mekaar praat of doen hy net John Deere?
Hy doen net John Deere, Net John Deere, want okay. al die ander stelsels praat met mekaar behalwe John Deere. Aha. Hulle is op hulle eie, so jy moet iets kry om met hulle te praat, want ek moet in 'n John Deere vloot inkom om my masjien af te laai, want as ek nie op sy lyne kan werk nie, wil die ou hom nie hê nie. Dit was die idee agter Raigard. Uitstekend. Frans, dankie baie. Dankie. Right, so. As jy 'n upgraded ideal soek, nee, gaan kyk 'n bietjie daai ding se binnekant ook, want dis baie cool, nê. Al die goed wat hulle aangespreek het, seker gemaak het die ding werk nou, nê. En, also, Greenfit. Laat jou vent Amerikaans praat. Nee, dis mos hoe hy werk. Dis die Bafam Spice af tot volgende keer. Groete.